Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend. En dit is vir my 'n voorreg om hierdie week saam met julle af te sluit met 'n woord. Nou, hierdie woord het ek laasweek al ontvang, maar weens 'n persoonlike situasie kon ek nou nie laas Vrydag bedien het nie, maar ek wil hierdie woord graag met julle bedien vandag, met julle deel eintlik, vir julle bedien, maar met julle deel. Ekskuus tog vir hierdie woorde wat so die mekaar val. Maar dit gaan my nog steeds nie keer om vir julle woord te bring nie, né? Ek meen, as Moses kon gebruik word, hoekom kan God my ook nie gebruik nie? Nou, wanneer ons lees in Spreuke 4 vers 20, staan daar: My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woord. Nou, kind van God, baie keer kom ons op 'n plek in ons lewens wat ons nie wil hoor wat ons moet hoor nie. Ons wil hoor wat ons wil hoor. Ons wil gestreel word met woorde. Ons wil soos baie keer by 'n kerk wees en ons wil hoor wat ons wil hoor. Soos, jy weet, al doen jy sonde, ag nee, wat die Here se genade is groot, hy sal jou vergewe. Of as jy iets verkeerd doen, dan is dit van, ag nee, wat is okay. Doen dit maar net volgende keer nie so erg of daai nie. Jy weet, ons wil gestreel word met woorde, maar kind van God, daar's baie keer wat ons moet hoor. Ons moet hoor, soos luister, jy's nou op 'n pad wat heeltemal verkeerd is. Of daai wat jy doen, dit is regtig heeltemal verkeerd. Ek weet ek het 'n situasie gehad wat ek uit liefde uit iemand wou regwys en ek sal vir jou sê, hulle het vir my aangeval. Kyk, ek was omtrent aangeval. Ek was selfs dit wat ek doen was beledig. En ek weet, ek het dit uit liefde gedoen, want in 1 Korintiërs 16 vers 14 staan daar: doen alles wat julle doen met liefde. Kind van God, daar is soveel maniere om vir iemand te sê wat hulle moet hoor, in liefde. Ek meen, as iemand iets moet hoor, beteken dit nie jy moet gil en skree en skel nie. Nee, mens kan dit op so 'n mooi manier doen. Jy kan dit regtig uit liefde doen. En dis wat God wil hê. God wil hê, ons moet mekaar op die regte pad hou. Ons moet mekaar teregwys, maar in liefde. Nie uit oordeel of bitterheid of afguns of wat ook al nie. En ja, dit is lekker om te hoor wat jy wil hoor, dit laat jy goed voel. Maar daar kom 'n tyd in ons lewens dat ons dinge moet hoor, kind van God. So ek wil graag vandag vir jou aanmoedig, dat wanneer iemand jou in liefde regwys, korrek regwys, vat daai, gaan dink daaroor, en jy sal weet, is dit reg, is dit uit liefde, of is dit uit 'n oordeelhart? Want dit is ook baie belangrik, dat uit watter hart uitkom dit? Kom dit uit 'n hart van oordeel, of kom dit uit 'n hart van teregwysing? Soos ek vroeër genoem het, daar's soveel maniere om iets vir iemand te sê wat hulle moet hoor. Jy kan dit in liefde doen, jy kan dit met 'n omgee hart doen, ondersteuning, maar soms ons is so bang om verhoudings te verloor. Ons is baie keer so bang om mense seer te maak. En dis hoekom dan sê ons maar vir hulle wat hulle wil hoor. Maar kind van God, ek kan vir jou verseker, as ons in die Gospels lees, Jesus het nie altyd vir mense gesê wat hulle wil hoor nie. Jesus het vir hulle gesê wat hulle moet hoor, maar hy het dit uit 'n liefdevolle hart gedoen. En dit kan ons ook doen. So kan ons regtig 'n punt daarvan maak, wanneer ons iemand aanspreek, om dit in liefde te doen, in plaas van om 'n punt te bewys. Wat dink julle? Gaan ons dit probeer? Kom ons bid saam. Vader, gee asseblief vir elkeen van ons die wysheid en die insig, om mekaar in liefde tereg te wys, om vir mekaar in liefde reg te help. Vader, as ons iets moet sê wat mense moet hoor, bid ek dat ons dit sal doen met 'n Jesus hart. Asseblief, liewe Vader. En liewe Here, wanneer ons vir iemand sê wat hulle wil hoor, liewe Here, laat ons weet, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Asseblief, Vader, in Jesus se kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen. Mag julle elkeen 'n baie lekker dag hê, geniet julle naweek, en maandag is ek weer terug. En onthou, Jesus is baie lief vir jou. Kyk mooi na julleself.